Hallo julle, tyd vir nuus in 'n nutshell met julle favourite Friskie Mariskie. Ek weet dis van julle wat gesê het, me. Julle wou ernstig gehad het, let's get serious. En na tolle request en, hier gaan ons nou. Let's do a deep dive in a nutshell oor Jocelyn Smith. Okay julle, so in a nutshell, dit is al 'n jaar en 'n maand, vanaf Jocelyn vermis geraak het uit Saldanha uit Middelpos uit, okay? Sy het verlede jaar op 20 Februarie het haar ma Kelly haar as vermis aangekondig, okay? En Jocelyn het baie gou die harte van Suid-Afrika gegryp, okay? Nie net omdat sy 'n jong meisiekind is nie, maar sy het hierdie verskriklike piercing, blue-green eyes, hierdie ligte velletjie gehad met hierdie glimlaggetjie, okay? En van die begin af was die circumstances om haar disappearance net dodgy, okay? Dit het ook baie gou media aandag gekry, toe ons minister van sport, Gayton McKenzie, ook deur sy politieke party of in daai hoedanigheid gehelp het na hierdie meisiekind soek. Terwyl ek nou 'n bietjie research gedoen het, julle toe wonder ek vir myself, hoeveel hoeveel kilometers is al spandeer om na hierdie kind te soek. En jy weet wat vir my interessant is jy weet almal druk my altyd om, vertel bietjie meer crime. En ek gaan nie vir julle jok nie, net 'n bietjie inlees op hierdie storie maak my diep te moeder. En ek gaan vir julle verduidelik jy weet in hierdie storie terwyl ek julle so klein bietjie flitsige feite gee, weer die mense soek al lank 'n bietjie meer ernstige deeper dives van my. So be careful what you wish for, want dalk nog gaan jy net so te moeder wees soos ek. So die saak was hierdie week weer in die hof gewees en hierdie week was dit bevestig nie net deur 'n wat mense dit 'n evangelis, okay, wat in die gemeenskap werk nie, maar ook deur Jocelyn se eie tannie wat staatsgetuie gedra het. Ek gaan julle nou van dit vertel. Maar was dit bevestig dat sy vir R20,000 verkoop is. Okay, en toe hierdie meisiekind die laaste keer gesien was sy in 'n ligte blou T-shirt en 'n kort denim broekie wat ook blou gesien is. Die eerste ding wat ek aan dink is weet boonbehalwe dat daar baie kinders elke jaar wegraak in Suid-Afrika. Ek praat nie van stoute kinders wat weghol nie, ek praat nie van dit of dat nie, ek praat van kinders wat wegraak, jy weet. Dink ek, jy weet, die eerste ding waaraan ek nou, jy weet, gedink het, terwyl ek met hierdie ding besig was is, dink julle Jocelyn lewe nog? Dus vir die van julle wat nie weet nie, Laurentia Lombard, okay, is Jocelyn se tannie, en ek dink Kelly se suster, ek dink is nou so, maar anyway, sy's family. Sy het verlede jaar Oktober strydwitness gedraai, okay, want sy het gesê, sy het aanvanklik nie die waarheid gepraat of wat ook al nie, want sy was bang geweest. Okay, nou is sy strydwitness en hulle peper haar met die vrae in die hof. Die stories wat ek byvoorbeeld nou gesien het, terwyl ek bietjie navorsing hiervoor gedoen het, is dat hulle het nou die tannie, wat nou Laurentia is, hulle het gesê sy is 'n unsophisticated state witness, en nou word daar ook gesê dat sy deur die defense gepaint word as 'n unreliable drug addict. Nou, die is nou vir my die een deel van die saak wat my vang, of daar's eintlik twee dele. Okay, so, aanvanklik was daar 4 accused in die saak, dis Kelly se ma, Jocelyn se ma Kelly, dan is dit haar boyfriend, Jochen Apollos, uit 'n chommy, of is hulle chommy, sy naam is, wat Steveno van Ryn, okay, en dan is dit nou die tannie, okay, so nou die ding wat my, een van die eerste goed wat my hier oor kwaad maak is, okay, uit hierdie 4 groot mense uit, die een het state witness gedraai, en die ander 3 het non-guilty geplead. Ek bedoel, what the fuck, die kind is weg, waaroor wil julle nog sê, bewys ons, okay? Tweedens, ek weet nie wie hierdie mense represent nie, en ek gaan dalk sommer gaan loer. Maar as jy 'n state witness, ek verstaan, people want to get away with murder, dit gebeur elke dag in ons land, okay? And everywhere else for that matter. Maar
daar is 'n verskil tussen te probeer vir freedom fight en uit die uit kom. En nou, jy weet, hierdie mense sê hulle is not guilty. That's what they pleaded. My vraag is net, waar is daai 7-jarige kind? Toe wil mense petty raak in die hof en games speel en like, ek verstaan. Like, ek het dit in baie ander sake gesien. Every day, people are trying to get away with murder. Maar my vraag is net, what the fuck is daai kind? So, like, let's forget about looking for that child. Ek wil eintlik bietjie gaan kyk, jy weet, die search, want ek kan net aanneem, na 'n jaar, waar kyk mens? En dan het dit ook nog in die saak uitgekom, ek dink dit was of die tannie, of haar sussie, wat gesê het dat sy het blykbaar Jocelyn vir R20,000 verkoop aan 'n Sangoma en sy is na die weste van Afrika toe geship. So jy weet, my eerste vraag is net, waar is hierdie kind en is sy nog lewendig? En dan verdere vraag, kan ek myself nie indink. Imagine so iets met jou gebeur, op die ouderdom van 6 jaar oud. En die ander ding wat my ook kind of gevang het, is toe ek het bietjie laat op hierdie storie gespring, en daar's verskeie redes, but let's not talk about that. Maar wat vir my sad is hierdie kind is al in Februarie 2024 vermis, né? In Oktober verlede jaar, was al verjaarsdag, julle, toe sy 7 jaar oud. We don't even know if that child is dead or alive. En dan het jy 3 mense in 'n beskuldigde bank wat sê, not guilty. Verder, wat nog interessant was hierdie week, was Kelly se eie suster, wat 'n polisiebeampte is, sy's 'n constable, okay? Ek dink dit was by die Appington polisie, né? Michaela Davids het ook hierdie week in die hof verskyn. Nie net, verskil hierdie twee van dag na nag nie. Ek praat nie net van 'n polisievrou versus 'n suspect nie. Ek bedoel, Kelly se sussie het amper vir my soos 'n bloody model gelyk. Ietsie wat vir my interessant was, is, jy weet, waarvoor ek dankbaar is dat hierdie sussie well-spoken is, sy gee haar testimony, sy sê sy het 'n paar dae na Jocelyn se vermissing met Kelly gepraat en vra, hoorie Kelly, waar is Jocelyn? Jy weet, maar die ander ding wat vir my interessant is dit wys jou net, né, a lot in hierdie storie, there's much, daar's so baie om te discuss in hierdie storie, okay? Maar die een ding wat ek net gou vinnig wil homebring by julle is dat, kom ons sê, Kelly en Michaela kom uit 'n familie uit wat arm is, en, jy weet, dit is klein dorpies, wat, there's not a lot of opportunity, maar dan kan jy in dieselfde familie kyk, waar een, byvoorbeeld die polisie join, en die ander word 'n drug addict. So, dit is like, die circumstances don't define you, en dit hang van mens tot mens. En dit is nog ietsie anders wat ek dink ons in diepte oor moet praat. Baie mense praat oor Jocelyn se ma Kelly en hoe sy in die tronk lyk. Toe sy ingegaan het, was sy maar, want sy was obviously, ek dink daar was 'n video wat sy gepraat het van, nee, sy is nie meer op tik nie, wat, but long story short, dit was dit. Nou skielik is hy baie meer mollig, baie meer gewig aangesit. En jy weet, ek dink dit is vir die feit, want baie mense voel, lekker lewe in die tronk, ek dink nie eintlik sê nie. Maar los wat ek gehoor het, was hy nie net swanger nie, maar obviously van die drugs af. En dit wys jy ook net like die verskil in haar body language. En soos byvoorbeeld in die begin van die saak, was daar even kere wat sy, ek dink sy het ietsie gesê soos my child made me famous, en jy weet, daar was berig dat sy meer omgegee het oor haar boyfriend, as oor haar kind wat missing is, versus, hulle was vroeër hierdie maand, was hulle saam met die polisie, terug na die plakkerskamp toe, of waar hulle gebly, die shack waar hulle gebly het, om te kyk, waar Jocelyn laaste was, en so aan. Jy weet, en daar kon jy kon die dag en nacht verskil sien, tussen die ma wat ingegaan het, en nou, jy weet, is sy, jy weet, aansienlik groter. Nog 'n ding wat vir my ook interessant was, is, jy weet, obviously bly hulle in 'n kleerlinggemeenskap, né? So terwyl sy nou daar is, die polisie pas haar op, hulle loop daar, hierdie keer wys sy berou, of sy begin huil. So, we can argue, huil sy omdat sy weet sy's gevang, huil sy omdat sy nou so, wat is 'n jaar of whatever later, terug is na
die shack waar alles gebeur het, of slaan dit haar nou uiteindelik. Maar ek kan vir jou nou sê, die gemeenskap, she didn't get a home coming, okay? Hulle het goeders vir haar geskree soos jou fucking hond, jou vark, waar is Jocelyn, en you know, dit is ook net, it just shows you, know, it takes a community to raise a child. So, die een ding wat ek altyd sê, oor enige storie is, 'n storie of 'n saak het 'n primêre victim, het 'n sekondêre victim, en dan so tersiêre victims, want goeie soos die raak nie net die immediate mense nie. Daai is iets wat nou die gemeenskap geraak het. You know, ek is seker daar is ouers wat lewe in vrees dat hulle kinders gesteel kan word. En die sad ding van hierdie Jocelyn saak is dat sy nie eers eintlik gesteel is nie, is dat haar eie ma al verkoop het. And that brings me to the next point. Jy weet, ek het bietjie gaan kyk, obviously is ek nou nie 'n expert nie, maar as jy gaan kyk, daar is 'n website wat gesê het, ek dink is ranker.com, wat gesê het dat op die swart mark kan mens oë verkoop of gekoop word vir $1,500 tot en met $24,000, né? En dit het my laat dink, want toe hulle gesê het, sy is gekoop vir haar oë en haar lig te val. 'n Ander ding wat vir my interessant is ek wonder hoe hulle gestraf gaan word. Jy weet, ek sê nog altyd in Suid-Afrika, daar moet meer gedoen word aan ma's wat kak is. En sorry ek sê dit so reguit, maar en ek praat nie van klein goedjies nie. Ek praat van selfs as mens kyk na die Creersort-moorde, en ek het hierdie argument al baie gevoer, is dat Marinda Steyn het daar 2 kinders wat daar toe, kom ons sê 10 en 12 was, gekondisioneer om gewoon te raak aan hierdie moorde in goeders. En daai is a prime example of a mother failing her children. Nou sit haar kinders in die tronk. Nou, selfde nou met Kelly Smith en Jocelyn. Hierdie is 'n ma wat die besluit geneem het om haar kind te verkoop vir geld. We can argue and say, hulle is arm, en ek kan verstaan, you know, in Suid-Afrikaans ekonomie is in sy glory in. Daar's nie baie werk nie, en hulle bly in 'n klein dorp, I mean, like, waar gaan jy werk kry? I don't know. Maar, you know, en ek is doodseker, sy is nie die enigste ma wat al so ietsie oorweeg het nie. Ons sien net nie al hierdie sake nie. So, my eerste punt is wanneer hulle vir Kelly vonnis, want op hierdie oomblik is die charges teen haar is human trafficking en kidnapping, né? Maar nou het ek ook so vinnig 'n Google search gaan doen en kyk dat soos die charge vir human trafficking is 15 jaar. Die charge vir kidnapping is 10 jaar. Dink julle dit is 'n swaar genoeg straf vir 'n ma wat haar 6-jarige kind verkoop het en 'n jaar later weet ons nie of daai kind lewe of dood is nie. En dan, my vraag is, you know, wanneer gaan, ek wil nie sê wanneer gaan die government of die polisie iets aan doen nie, maar die is nie net 'n everyday thing nie. Verstaan, ons kan nie laat die norm word nie. So my vraag is net, when will we start making an example of crime being committed in South Africa? En ek bedoel dit nie eers net met die nie, daar's moorde, daar's corruption wat plaasvind, you know, en die klink nou heeltemal na 'n ander syte, maar I put it to you. Weet julle hoeveel corruption gaan daar aan wat mense nie van bewus is nie? Weet julle hoeveel moorde gebeur daar wat mense nie van bewus is nie? Goeders wat nie eens gelink word nie. So, jy weet, ek dink net soos, jy weet, Suid-Afrika is ook 'n plek waar, ja, jy gaan gevang word, ja, jy kan tronk toe gaan, but there's many more people that are willing to take the chance, net vir 'n extra dime. Anyways, julle, die case is still ongoing, die witnesses vat nog die stand, en teen volgende week sal ek weer vir julle 'n update, 'n vinnige nutshell gee oor waar die saak is. Like en share, bietjie my comment, sê vir my hieronder, wat dink julle, is sy nog lewendig, en dink julle, 15, 10 jaar is genoeg straf
vir 'n ma wat 'n kind verkoop of dink julle sy moet lewenslank kry? Anyways, julle, nie in 'n nutshell, friskie mariski.